Welkom terug by die groot ontbyt. Ek hoop jy het jou mondering aan, want jy moet nou vasbyt. Ons gaan nou 'n bietjie polo gesels hierso vanoggend. En die leier van die span is Rita Lee, wat nie net 'n polo speler is nie, sy is ook 'n gekwalifiseerde sportfisioterapeut, 'n SAMA benoemde sangeres en 'n reservespeler vir die Suid-Afrikaanse dames polo span. En boonop is sy 'n ma van 2, liewe genade. En dan sy nog 2 gaste ook vir ons saamgebring, opkomende speler Kennedy en dan Lisa, wat moet ons 'n bietjie gaan gesels oor die moontlik maak van polo in Suid-Afrika. Baie welkom dames. Dankie. Julle lyk spoggerig, hoor. Dankie. Ons is so bly ons kan kort nou aantrek. Dit is inderdaad heerlik, né? Nee? Rita, kom ons begin by jou. Hoe lyk 'n normale week vir jou wat soveel verskillende hoede en monderings moet dra? Hoe kom jy by alles uit? Hoe lyk jou tipiese skedule? Ek dink elke dag het 'n ander hoedjie aan, nê? So eerstens is die mamma hoedjie die belangrikste en as hulle okay is, dan sit ons die ander hoedjies aan, maar dis maar lekker bedrywig en ek dink my pa het altyd gesê doen soveel jy kan doen vir so lank jy kan doen en ek dink ek het hom letterlik opgeneem sonder dat jou smartie smelt, né? Presies, ja. Maar as die smartie smelt, is dit ook dan sit jy dit in die yskas. Dan moet jy net 'n bietjie gaan trampolien spring totdat hy afgekoel het. Hoe oud is jou tweeetjies? Hulle is nou 5 en 9. Julle, dis wonderlik. Ja, so jy het verskillende hoedes. Ja, Rita, ek dink meeste mense het nie eens geweet dat vroue noodwendig polo speel in die land. Vertel ons 'n bietjie daaroor. Ja, so vroue is definitief een van die vinnigste groeiende sporte in polo in die wêreld tans, maar dit is nie 'n baie bekende sport in Suid-Afrika nie en ek dink dit is hoekom ons so 'n groot passie het om hierdie platforms te gebruik om vir mense te vertel dat vrouens ook kan speel en ons speel eintlik hoofsaaklik saam met die mans in spanne en dan kry ons dan ons geleenthede so 1 of 2 keer 'n jaar wat ons as vrouens saam kan speel. Ja, dis wonderlik. Lisa, jy is van QMS die toernooi se hoofborg verteenwoordiger. Vertel vir ons 'n bietjie van hoe nodig dit is dat polo ondersteuning kry, nie net van borge nie, maar ook van mense wat dit bywoon en mense wat meer moet weet daarvan. Mag ek net oorskakel in Engels? Jy mag. Jy vra so mooi. Ek glo dit is verskriklik belangrik. Ek mag dalk net oorskakel, maar I think polo needs support and our company, our managing director, has a huge passion for polo. She's been playing polo for a couple of years and always been involved in the sport. So for her, it's really important to empower women. Us being a skincare brand, we feel a confident woman is much stronger in what she does. She feels good. She's able to go and portray her role effectively. And in the sport, supporting an amazing sport like polo, who needs our support. And with Renata's backing, she's behind it all the way. And it's important to support these ladies, not only being great at their sport and being talented with horse riding and the skill that they have, but being a woman, being confident, looking good, feeling good, and that's where our amazing skincare comes in and supports them on that level. And do they wear their sunscreen every day? Absolutely, they have no choice. That's all I want to hear. Most important part. Kennedy, your love for the game, where did it start? Why did you decide, okay, polo is what I want to do? It was about 10 years ago. It's a whole family thing that we all do. So we all started as a family. And the one day my brother said, I want to learn to ride a horse. And the club that's closest to where we live is a polo club. Wow. So yeah, my dad said, we won't play polo, we're just learning to ride. And within 2 years, we were all playing polo. And we all love it. We all play together, all 4 of us now on the same team. So it's really amazing to be able to do that as a family. Kom ons praat 'n bietjie oor die toeganklikheid van polo as sport in Suid-Afrika. Hoeveel verskillende klubs is daar? Hoe vind jy uit? Moet jy eers leer perdry en dan leer jy polo speel of is dit andersom? En hoe balanseer jy jou op daai perd? Dat jy nie afval nie. Dis amper so 'n bietjie soos golf speel in 'n aardbewing, nee. Hoe kom jy dit doen? Maar dit is hoë adrenalien. As jy gogga eers gebyt het, dan kry jy hom nie af nie. Maar ja, daar is heelwat clubs in Suid-Afrika. In Gauteng het ons omtrent so 4 clubs en dan in Natal is daar nogal baie en dan in Plettenberg Bay en in Waldevie daar in die Parel is daar groot clubs. Dis nie altyd so maklik om blootgestel daarin te word nie as jy nie groot geword het daarmee nie. Ons het self nie, ek en my man het nie groot geword daarmee nie. So jy gaan kyk gewoonlik 'n wedstryd en dan
sal jy natuurlik nou verlief raak op die sport. En dan is daar gewoonlik mense wat vir jou sê, hoorie, maar kom nou oefening toe, hulle leen vir jou perd en jy probeer iets, hulle wys vir jou, dis baie moeilik om my bal raak te slaan die eerste keer en dan van daar af besluit jy maar ek wil dit doen en jy gaan bietjie vir perdry lesse. Dis nou maar ons storie gewees en ja, soos wat ek sê, ons het video's gekyk en lesse gekyk en dit dan nou maar so vervolmaak en dit jy groei maar daarmee en elke dag leer jy iets nuuts. 'n Perd leer jy elke dag iets nuuts. Ja, ek kan dink. Kennedy, tell us a little bit about the rules of the sport. I mean, like, I'm not familiar with polo at all, for example. I don't even know, like, do you get 1 point if you score? Do you call it a goal that you score? Like, tell us a little bit about the sport. Yeah, so there's 4 players on each side, and it's 1 goal. When you score, you have to hit it through the 2 posts. Yes. The most important rule about polo is the line. So you get like an imaginary line. Yes. So if I have the ball, if I'm on the horse here and I hit the ball there, wherever the ball goes, that's the line. So nobody can cross the line because of safety. So if I'm running down, Ritterly can't come and cross in front of me because then I could end up going into her and we would get hurt, the horses would get hurt. Yeah. So that's the most important rule about polo is the line. And there's so many rules. There's a lot. But also, if we want to ride each other off, this is also quite a big one, where you take your 2 horses and you ride the other person off of the line. Yes. It has to be safe. So it has to be, we call it shoulder to shoulder. So the horses are shoulder to shoulder, and then you basically push each other off this imaginary line so that you can get the ball and the other person can't score or run towards goals or anything like that. So, yeah, That's exciting. It is, yeah. Rita, help ons bietjie met die toerusting. Waarvoor gebruik jy elkeen? So hierdie noem ons 'n foot mallet in Engels. Dis 'n bietjie 'n korter weergawe as ons nou wil opwarm, dan is dit is ja, almal mag net reg speel. So as jy 'n lefty is, kan jy ongelukkig jy moet dan leer om aan die regterkant te speel, omdat soos wat Kennedy vertel het, dit vir veiligheid is. So jy hou gewoonlik die perd vas aan jou linkerhand en dan van hier af swaai jy terug, amper soos 'n tennis voorarm en jy swaai terug en jy slaan die bal vorentoe. Jy het verskillende tipes houe. Jy kan hom nou skuin slaan, jy kan hom onder deur die nek slaan. Daai ene wat jy vashou is nou eintlik die gewone is die regte lengte. Hy is 'n 53 duim stok of 52. Wow, dis offisieel langer as ek. Gelukkig gee die perdmens lengte, nee. Ja. En dan het jy maar altyd 'n wat noem ons dit 'n karwatsnee in Afrikaans in jou linkerhand. Ons is nie mal ek is nie mal daaroor om te gebruik nie, maar die perd wel die perd weet net hoor ek moet graag luister. Dit sommer net 'n bietjie aan. Ja, dit sommer 'n bietjie aan. Dan wat jy vashou is die bal. Die bal word van 'n hoë digtheid plastiek gemaak. Hy is klip hard. Hy vervorm, jy kan sien daai is nou al so 'n bietjie gebruik. As jy hom slaan dan vervorm hy so klein bietjie. En hy's nie hol aan die binnekant nie. Hy's so 9 cm in breedte. Ja, en ek kry nog 'n lekker blou kolle in jou tref. En dan het ons natuurlik die heel belangrikste in my opinie. Ek het so 'n paar jaar terug baie afslag afgeval van die perd af en wat my beskerm het was die toerusting wat ek aangehad het. Jy het 'n mouth guard of 'n mondskerm, het 'n baie goeie helmet wat belangrik is en dan jou knee guards sit jy nou oor jou bootse hierso met jou knie is maar altyd in die pad omdat ons afry nie soos wat Kennedy vertel het. Ja, so jy het omtrent lyk soos 'n maanmannetjie as jy daar opklim. Alles vir die veiligheid van die sport. Alles vir die veiligheid van die speler en die perd. Sure. Jogg, dames, baie dankie dat julle ons bietjie meer kom bewus maak het van polo in Suid-Afrika en veral vir dames. En ons sê vir julle baie sterkte vir die Diamond Ladies Polo Open wat dan 11 tot 13 September by die East Rand Polo Club plaasvind en mag daar nog baie goeie skote en veilige myle wees op julle perde. Met watter kant slaan mens hierdie met die platkant? So dis nie so met kroukie nie. So jy dan 'n groter kans om hom raak te slaan want as jy net hierdie stukkie het, sou geen mens dit kon. Ek dink eers liewe aarde, hoe sien jy dit raak ewen? Okay, baie dankie julle. Dit was heerlik om julle te gesels. Gelukkig hoef ek niemand staat te maak op my om 'n bal te slaan van 'n perd af nie. Bly ingeskakel vir nog gevaarlike musiek van Annelie.